Môre gemeente, het is my voorreg om vanoggend vir Dominee Nico Logner welkom te sê in ons gemeente. Hy is van Uitenhaag Oos en dan ook 'n hartlike welkom aan enige lede van die ander gemeentes op die dorp. Ons bid dat God u sal seën en baie dankie. Baie dankie. Goeiemôre. Ek is bly julle die koue trotseer. Die van ons wat nou nie baie hare op die kop nie sal verstaan, is 'n ekstra poging om aan te wend om uit te kom kerk toe, maar dankie baie vir elkeen wat vanoggend hierso is. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, wat ons vanoggend se woord sal hoor oor die krag van gebed, maar ook om gehoorsaam te wees aan wat U van ons vra, waarna U toe ons stuur, maar ook om ons oë oop te hou vir waar U aan die werk is, Here. Want dan kan ons net mis waar U in die klein dinge aan die werk is. In Jesus se naam. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek dink kon staan sommer dat ons 'n bietjie net alles gaan julle koud raak hierso. Kom ons staan, dan sing ons lied 163 soos 'n wildspok. Gaan ons 2 keer sing na mekaar en dan daarna gaan ons sommer direk daarna sing lied 164 vers 1 tot 2. So kom ons staan en loof die Here.
Ons gaan vanoggend lees uit Genesis 24. So julle sien is daar 'n paar verse, ons lees daarom nie die hele hoofstuk nie, anders gaan ons die hele oggend hierso sit. Die rede is maar net, baie van die stories, soos hulle die storie vertel het in daai tyd, word herhaal, soos Abraham vir hom sê, die slaaf, en dan die slaaf weer daaroor nadink, en dan die slaaf weer dit weer aan Laban hulle oor vertel. So ons gaan net daai verse lees wat daar bo verskyn. Genesis 24 vers 34 en die verse wat daar opvolg. Vers 34. Toe sê die man, ek is 'n slaaf van Abraham. Die Here het my eienaar baie geseën en is ryk. Die Here het hom kleinvee en grootvee gegee, silwer en goud, slawe en slavinne, kamele en donkies. Sara, die vrou van my eienaar, het op gevorderde leeftyd vir hom 'n seun in die wêreld gebring en hy is die erfgenaam. My eienaar het my eet laat aflê toe hy vir my gesê het, jy mag nie my seun laat trou met 'n dogter van die Kanaaniete nie, in wie se land ek woon nie. Nee, jy moet my na my pa se huis toe gaan, na my familie toe en vir my seun 'n vrou gaan haal. Vers 42. Toe ek vandag by die fontein kom, het ek gebid, Here, God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat my tog slaag in my onderneming. Hier staan ek by die fontein waar 'n jong meisie van die stad sou kom water skep. Ek sou vir haar vra om my 'n bietjie water uit haar kruik te gee om te laat drink, en as sy vir my sê, drink gerus, maar ek sal vir jou kamele ook water skep. Is sy die vrou wat deur U gekies is vir die seun van my eienaar? Voor ek nog klaar was om saggies te bid, kom Rebekka daar aan met 'n waterkruik op haar skouer, en sy gaan af tot by die fontein en skep, en toe vra ek vir haar, gee my tog 'n bietjie water. Sy laat toe gou haar kruik van haar skouer afsak en sê, drink gerus, ek sal die kamele ook water gee. Ek het toe gedrink, en sy het die kamele ook water gegee. Ek het haar gevra, wie se dogter is jy? En sy het geantwoord, die dogter van Bethuel, seun van Nahor en Milka. Toe het ek die ring aan haar neus gesit en die armbande aan haar arms. Ek het gekniel en tot die Here gebid. Ek het hom, die God van Abraham, wie se slaaf ek is, geloof, omdat hy my reg gelei het om die dogter van die broer van my eienaar te kry as sy vrou vir sy seun. As u nou u verantwoordelikheid as familie teenoor my eienaar wil nakom, sê my dan. As jy weier, sê my dit sodat ek kan omdraai, waarheen ook al. Dan vers 58. Hulle het vir Rebekka geroep en vir haar gevra, wil jy saam met hierdie man gaan? Sy het geantwoord, ja. Hulle het hulle suster Rebekka en die vrou wat haar grootgemaak het, saam met die slaaf van Abraham en sy mense laat gaan. Hulle het vir Rebekka met seënwense gegroet en vir haar gesê, ons suster, mag jou nageslag 10,000 word, mag hulle die stede van hulle vyande verower. Toe het Rebekka en haar slavinne op die kamele geklim en agter die man aangegaan. Hy het haar saamgevat en hy is terug huis toe. Isak het van Lagai Rooi fontein afgekom. Hy het destyds in die Suidland gewoon. Hy het teen die aand se kant in die veld gegaan stap en toe sien hy met eens kamele aankom. Rebekka het vir Isak gesien en vir die kameel afgespring en vir Abraham se slaaf gevra, wie is die man wat daar oorkant in die veld daar ons toe aankom? Die slaaf het geantwoord, dis my eienaar. Toe vat sy haar sluier en trek dit oor haar gesig. Die slaaf het vir Isak alles vertel wat gebeur het, en Isak het vir Rebekka in die tent van Sara sy ma laat woon en met Rebekka getrou. Sy was sy vrou en hy het haar lief gehad, so is Isak vertroos na sy ma se dood. Ons lees tot sover. Nou hierdie is 'n interessante teks. 'n Teks wat ons nie noodwendig in vandag se kultuur verstaan nie, want hulle het in 'n ander kultuur bygewoon en tog is dit moeilik om te begryp hoe verstaan ons dit vandag as westerse moderne mense vandag. Want soms van die goed bots 'n bietjie met hoe ons goed verstaan. En die kommentare is baie huiwerig om sekere goed te sê, want dit is nie hoe ons saamstem met hoe goed gebeur het nie. Veral met huwelike wat gereël is,
vrouens wat dalk nog amper as besittings gesien is, en wat eintlik maar gesê is, jy doen maar soos die mans sê. Maar as ons vashak daarby, dan mis ons God se storie. Ons mis die sterk figure wat ook in die storie tevoorskyn kom. Want ons moet ook onthou, ons werk met mense ook in die Bybelse tyd. 'n prof van my het eendag gesê, alles wat in die Bybel beskryf word nie noodwendig voorgeskryf nie. Maar ons kan tog leer uit hierdie Bybelse verhaal waardevolle insigte oor hoe God werk. En een ding is, hier sit vir Abraham baie belangrik, dat die verbond met God voortgesit word. So vir hom is dit, maak hy 'n belofte, amper dat hy die slaaf beloof, jy gaan vir my seun die regte vrou kry. Jy gaan na die plek toe waar ons weet, hulle sal die Here dien. Jy gaan nie iemand kry wat hom gaan aflei en om afgode te dien nie. So vir Abraham is dit ons baie belangrik hierso, voor hy doodgaan, dat sy seun die regte vrou kry en God se verbond met sy volk voortgesit word. So ons sien 'n baie ernstige gesprek met die slaaf hierso. Gaan jy om die vrou te gaan vind? Dit is vreemd aan die een kant, want normaalweg sal die bruidegom gegaan het om vir hom 'n vrou te kry. Wat 'n interessante opmerking is, maar hulle doen nog steeds stuur hy die slaaf met hierdie groot verantwoordelikheid. En hy gaan en die slaaf sien ons ook het ook 'n naby verhouding met die Here. Want as Abraham self nie kan gaan, hy stuur hy iemand wat ook 'n verteenwoordiger is van God, wat hy weet sou kyk met die oë van die Here om die regte vrou te kry. En hy stuur dan vir die slaaf met 'n paar goed, baie sterk opdragte om seker te maak hy bring die regte persoon terug. Maar ook wat belangrik is, ons sien die slaaf vat dit ook baie ernstig op deur te bid dat hy gaan slaag in die taak wat Abraham vir hom stuur, dat die Here hom sal lei en die gebede gehoorsaam wat hy moet gaan nakom, die plig. En dan stuur hy ook maar net vir ingeval hy mense moet oortuig, stuur hy hom met baie geld saam, spreekwoordelik. Nou 10 kamele is nie klein geld gewees nie, veral nie daai tyd nie. Dit wys baie rykdom en die besittings en die goed wat hy saam gestuur het om te wys hierdie man is 'n man van welvaart wat 'n vrou kom soek. So met ander woorde, dalk is die slaaf so bekommerd, sien dat hy slaag nie in sy taak nie, sien dat hy kry nie 'n vrou nie, sien net dit werk nie uit nie. Daarom is dit belangrik dat die Here sy saak opgedraai het. En ek dink, kom ons stil staan daarby vir 'n oomblik. Ons kan baie iets daaruit leer as gelowiges. Ons baie keer probeer ons goed uit ons eie kragte regkry. Maar hoeveel tyd spandeer ons in die gebed om dit by die Here te bring? Om te vra vir hom dat dit slaag, in sy hande te plaas. Ons is geneig om dinge in ons eie hande te neem. Net vir 'n geval die Here nie gaan opdaag nie. Maar hierdie slaaf sien ons iets van sy geloof baie sterk deurkom daarsom. Maar in elk geval stuur hy vir die slaaf met al hierdie welvaart by, vir as hy die man moet oortuig om te onderhandel om 'n vrou saam met hom te stuur. En hy gaan dan na die put toe. En die put was baie bekend, die waterput, om juist daarso 'n vrou te gaan ontmoet. Wat 'n baie snaakse konsep vir ons is vandag, maar dis waar hy gaan net om die vrou te ontmoet. En hy gaan daarso, en weer eens is hy baie bepeins oor, maar hoe gaan hy die regte vrou kry? En sien dat hy, dalk kry hy nie een nie, maar wat maak hy? En hy bid baie spesifiek hierso. Dis eintlik baie interessant hoe spesifiek hy bid. Met ander woorde, wat gebeur het in die storie kan ons net toeskryf aan God wat ingegryp het in die verhaal. Veral hoe hy gebid het en die eienskappe wat hy moet besit, hoe hy moet optree om seker te maak hy weet dit is die vrou wat Isak meer moet trou. En dan daag sy op en hulle sê hy het skaars klaar gebid. Toe daag sy op. Net God se tydsberekening kan so werk, want net hoe hy klaar gebid het, toe gebeur dit. En sy kom dan en hy vra dan water en sy bied aan, en soos hy gebid het, dan kom sê sy, maar kan ek jou kamele nie ook water gee nie? Nou, onmiddellik is dit die tweede punt wat hy aanraak, wat bewys dat God verhoor sy gebed. Maar kom ons staan stil by die merkwaardigheid van Rebekka hierso. Ek meen, om nog 10 kamele water te gee, is nie
'n mindere taak nie. Dit vat juist baie krag, baie stamina, baie ywer en 'n gasvryheid wat sy bewys aan die vreemdeling. Onthou, dit is nie net van ons draai die pyp oop by die kraan en ons gee maklik gou vir al die kamele water nie. Dit is, gaan uit die put, haal die water, gaan gee dit vir die kamele, gaan na die volgende kameel, trek weer die water op, gee dit vir die water vir die kamele. Dis 'n taak omtrent gewees. So ons sien dadelik iets van 'n gasvryheid, 'n bereidwilligheid om vir hierdie vreemdeling te help, om vir hom te bewys eer en gasvryheid. So onmiddellik sien ons hoe sy die boksie stiek spreekwoordelik aan die vrou waarvoor hy gebid het, wat gestuur moet word, wat hy kan terugvat na Isak toe. En dan onmiddellik hy bid vir bevestiging oor die saak. Hy bid dat die Here seker maak, is dit die regte persoon? En dis ook iets wat ons in geloof kan leer, om nie net dadelike ding te aanvaar nie, maar ook om te bevestig dat die Here vir ons wys, is dit hy wat dit oor ons pad gestuur het. So amper 'n geloofsgewoonte wat ons ook hierso leer, wat ek dink baie kragtig is, en dis juis in ons geloofstories wat ons sien, om seker te maak dit kom van die Here af. En dan vra hy dan juis, is daar blyplek waar ons kan oorbly, dat ons kan amper die onderhandelinge voortsit, spreekwoordelik is wat hy sê, maar ook kan ek oorbly daar by julle. En sy vat hulle om dan na haar familie se huis. En ook die merkwaardige ding is ook wat ons sien in die storie, dit is juis na die regte groep toe, spreekwoordelik. Na die regte clan, sal in Engels sê, die regte familie, spreekwoordelik, na wie God ook vir hom gestuur het, om die regte vrou vir Isak te kry. So ons sien also die goed reg, wat net van die Here as 'n ontmoeting kon plaasvind, die regte goed gebeur. Maar ook dan vat hy dan juis na die familie toe wat Abraham gehoop het, of althans dit oortref hulle verwagtinge. Abraham het gehoop vir iemand van die regte geloofsoortuiging, van die regte familie, maar nie noodwendig so spesifiek nie. Maar hulle stuur hom dan, en gewoonlik waar dit die vrou is wat die slaapplek reël, wat die kamer spreekwoordelik regmaak, is dit interessant hoe dit juist Laban is wat gaan ontmoet en die sake reël en vir die slaaf ontmoet en die kamer regkry. En ons sal sien hoekom dit belangrik is later. Maar dan kom hulle en dan begin hulle onderhandel, en dit is waar ons 'n bietjie soms ongemaklik raak in die storie. Maar tog bewys dan die slaaf, vir as hy dalk nie vir hom laat wegtrek nie, hierdie man kom van 'n goeie familie af. Hier is die prys, spreekwoordelik, wat betaal sal wees, as julle ja sê. En onmiddellik sien hulle, dat dit kom van die Here af, soos hulle dit sien. Maar onmiddellik is die vrouens in die familie daarso, is 'n bietjie, wag 'n bietjie. Is Rebekka, stem sy in vir hierdie storie? Want ons sien nie so interessant wat gebeur is, hulle vat haar nie na die man se huis toe nie, soos die gebruik is nie, om te onderhandel spreekwoordelik nie, maar na die vrou se huis toe. Die rolle is omgekeer hierso. Vat na die vrou toe, meer amper na die matriarg toe hierso, die vrou wat instaan vir haar dogter hierso. En dit sê amper 'n bietjie iets van anderste wat ons hier te doen kry met die kultuur, wat ons normaalweg sou verwag het hierso. Die vrou staan in vir haar dogter. En sê, wow, julle gaan nou weg, julle is reg, julle sien, dis kom van God af, maar wag eers, want ons net met Rebekka eers hoor, is dit ook reg met haar, dat sy bereid is om te gaan. En hulle laat haar dan, laat kom, en eers dan sê die vrou, maar, en sy sê, dit is reg, en praat met Rebekka, ek sal saam met hierdie man gaan. Maar dan asof die vrouens van die familie, wil seker maak, Rebekka voel nie verplig om te gaan nie, sy gaan omdat sy wil gaan. Dan probeer hulle 'n bietjie 'n toertjies maak spreekwoordelik en 'n bietjie die proses vertraag, maar die slaaf sê dan nee, dit moet nou gebeur. God se plan is nou. En dan is dit juist dan wanneer hulle vir Rebekka eintlik inroep en vra, maar wat wil jy doen? Ons gee vir jou die keuse. Wat ook merkwaardig is, want hulle laat nie net in ander gevalle so gebeur het van sy gaan maar. Sy het nie eintlik 'n sê in die storie nie.
Maar hier sien ons iets merkwaardig, waar Rebekka 'n baie sterk rol in hierdie godsverhaal kry, in God se storie kry. Sy het ook gesê in wat met haar gebeur. Sy het ook gesê of sy op hierdie plan wil saamloop. En dan gaan sy, stem sy in en sy gaan saam met die slaaf. En ons sien dan hoe hulle haar seun en ook seun oor haar spreek en hoe sy dan saam met die slaaf teruggaan. En dan jy soos hulle stap terug, neem ons aan, hele tyd het verloop. En hulle stap terug en wat maarweg sou gebeur het, sou al klaar die sluier oor haar gesit het, met ander woorde as 'n bevestiging van die belofte van dat sy beloof is aan Isak, aan die man wat sy mee gaan trou. Maar sien onmiddellik, dis nie iets wat dadelik gebeur nie. Eers wanneer sy vir Isak sien, dan klim sy af van die kameel, wat ook 'n teken kan wees dat jy nie amper as 'n neder jouself daar aankom nie, maar jy kom as iemand wat nie dink noodwendig jy's beter as die persoon na wie jy op pad is nie. En sy kom daaraan, maar ook tog doen sy navraag oor wie is die man wat sy sien. Waarskynlik was sy aangetrokke tot hom en doen ook wonder wie is die persoon. Maar ook die vraag oomblik wat die slaaf haar sê, dit is Isak, dis die man, my eienaar met wie jy gaan trou. Bedek sy haarself met die sluier. Nou kom is dit belangrik. Dit is duidelik weer die keuse berus op haar. Stem sy in vir hierdie pad wat sy gaan loop. Nou in die groter ding klink dit vreemd, maar ons sien eintlik die sterk persoon van Rebekka wat ons hier kry. Dat sy bevestig, ek is bereid om deel te word van die storie, om bereid om deel te word van God se verhaal. Dit is merkwaardig vir daai tyd waar vrouens waarskynlik as mindere gesien word, as 'n besitting spreekwoordelik. Nie veel meer as 'n slaaf nie. So hier sien ons klaar hoe Rebekka opgelig word tot iemand wat 'n sterk rol in God se storie gaan speel. En dit moet ons raak sien in die sterk persoon wat sy is. En dan sien ons juis hoe God dan juis sê maar die slaaf gaan praat dan met Isak. Nou, hoekom is dit merkwaardig hierso? Of nie merkwaardig, maar dit is interessant in die storie. Ons lei af, Abraham is dan reeds oorlede hierso. Want hier word gepraat van Isak as die eienaar. Isak is die eienaar en hy gaan terug rapporteer aan die storie wat gebeur het. Dat die belofte nagekom is, dat God hulle gebede verhoor het. So met ander woorde, Abraham is klaar weg en Isak is nou die volgende patriarg van die familie. Maar ook interessant hoe hy dan juis die tuiste wat sy dadelik inneem as die matriarg van die familie. Want sy gaan bly in Sarah se tent. Met ander woorde, sy neem die posisie van gesag in die familie reeds in. Sy neem 'n merkwaardige, regwaardige plek in. En dan is dit ook interessant hoe daar gepraat word van dat hy het haar lief gehad. Hy het haar lief gehad. Ten spyte van hoe die goed georganiseer is spreekwoordelik en hoe dit gekom het dat hy ook maar 'n mate gesê is, dit is die vrou met wie jy gaan trou. Is dit baie 'n detail wat ons baie verby kan lees in die hele snaakse verhaal wil ek sê, is dat hy het haar lief gehad. Ek dink dit is 'n baie mooi detail wat daar uitkom, is die feit dat hy het vir haar omgegee. Hy het haar lief gehad as sy vrou. Want ons sê, die kommentaare sê dat ons lees dit nie noodwendig raak in Abraham se verhaal met Sarah nie. En dis iets anders, net so, dit was nie net 'n verhouding nie. Dit was nie net gereeld spreekwoordelik nie. Dit was nie net van dit sal gebeur nie. Hulle het mekaar lief gehad. En dit sien ons ook in die verhale wat afspeel met Rebekka. Maar ons sien ook hierso twee goed wat gebeur. Ons sien God se hand in die storie in. En ons sien ook die rol wat Rebekka speel. En spreekwoordelik oor ons rol ook, as ons saam met God die pad stap. Iemand het gesê, dis amper soos 'n mat wat gewewe word. Dis God wat weef, en ons wat saam met hom weef. En so vind die storie saam met God plaas. Want ons sien juist die pad, die goddelike afspraak as ek genoem het met die Pinkster spreek met die Ethiopiër, dit is nie toevallig dat dit goed gebeur het nie, dat hulle met mekaar daarin moet het, dat daai persoon is in daai tyd en daai omstandighede wat gebeur het nie. Dis God se hand gewees
Maar tog sien ons, Rebekka was nie net iemand wat, sy het nie 'n sê gehad in die storie nie. Sy het nie net, soos sy go with the flow gegaan nie. Sy het nie net, was nie net 'n pion in die hele storie gewees nie. Maar sy het ingeskakel by God se storie. God het vir haar geskep wie sy is, haar eienskappe, haar identiteit, haar karakter, die geloof aan wat sy vasgehou het. Dis hoe hy haar geskep het. En ons sien nog steeds die keuse wat sy gehad het om te kies om die pad saam met God te loop. En juist die verhaal wat volg uit dit uit. Dit was nie toevallig dat sy was nie, maar dit was reg op die regte tyd en plek wat sy daar was om daai eienskappe tentoon te stel vir die slaag om te gesien het. Hy het die eienskappe wat God in haar geplaas het raak gesien. En ons sien dat juis hoe sy die stap loop, is die rol wat sy speel, ook in Jakob se storie wat volg, op volgende Sondag. Sy het 'n sterk rol geneem, sy het voorgevat. En ook hoe God met haar gepraat het, in 'n samelewing waar gewoonlik die mans was, wat op die voorskou geplaas word, is Rebekka die een wat ook 'n rol speel in Jakob se verhaal, 'n sterk rol wat sy neem in die storie. So ons sien ook hoe God haar gebruik met die eienskappe wat hy in haar geplaas het, om hierdie vrou van God te wees in God se storie. Nou ons sien, dit is hoe die verhaal geloop het en beëindig het. Maar dit is merkwaardig hoe ons die pad saam met God kan stap. Maar ons let ook hoe ons in gebed met na die Here moet gaan. Maar ook om ons oë oop te hou vir waar God aan die werk is in die wêreld. Want ons oë moet oop wees, want net nou kan ons dit mis. Net nou mis ons waar God aan die werk is, as ons nie ons oë oop hou en bid met God, ons moet lei nie. Maar ons sien ook die bereidwilligheid wat ons om deur God gebruik te word. Want die goed gaan nie net gebeur nie, ons moet instem dat die Here ons gebruik. Sodat ons hierdie stories kyk van God werk met sy volk. Een, die geloof in wat hulle gestap het, om deel te wees van God se storie. Want dit het ook geloof gevat, om al die pad na 'n vreemde land toe te gaan, wat jy nie weet wat gaan gebeur nie, en om geloof en gehoorsaamheid, God te gehoorsaam in die plig, wat hy gestuur word om te gaan doen. En dan ook, om te bevestiging te vra van die Here in die taak wat voor lê. Maar kom ons bid, dat ons geestesoë sal oopgaan soos Paulus vra in Efesiërs, dat die Here ons ook sal gebruik in sy plan in hierdie wêreld, in hierdie land van ons. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, dankie dat ons vanoggend kan net sien oor hoe U hand aan die werk is in hierdie wêreld. Ons bid dat ons sal bereid sal wees om deur U gebruik te word, Here. Dat ons U wil sal soek in hierdie wêreld en dit ook sal gaan uitleef, Here. Werk in ons harte, Here. Stap die pad saam met ons, dat ons ook bereid sal wees om deur U gebruik te word as U hande en voete, Here. Dat ons nie net passief sal wees nie, maar ook aktief soos 'n rol sal speel in U storie, om ook ander te vertel van die goeie nuus van Christus Jesus. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here nou met ons offergawes.
Kom ons staan dan sluit ons af met lied 203 vers 1 tot 3. As ons die week ingaan, kom ons kyk God se hand ook in die alledaagse sake van ons lewe. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.